Welkom hier by die Pop-up Kerk. Dalk sit jy op hierdie stadium op jou stoep met 'n koffie in die hand, dalk lê jy nog in die bed of dalk is jy in die kar op pad iewers heen. Maar waar jy ook al is, hier's 'n oomblik van rus, 'n oomblik van stilte. Maar onthou nie alle stiltes is rus nie. Party stiltye voel soos stil sweye, swaar, ongemaklik, amper dof. En as God stil bly, dan begin ek en jy wonder, is hy nog daar? Die beste beeld of metafoor waarna ek kon dink om te gebruik vir die idee, is wanneer ek of jy 'n WhatsApp vir iemand stuur. Jy sien die blou regmerkies aan die kant, maar daar's geen antwoord nie. Stilte. Stil sweye. Jy voel ongemaklik. Is iets verkeerd? Het ek dalk iets verkeerd gedoen? Is daar dalk iets aan die broei? Of is daar net niks? En wanneer God stil bly, voel dit soms presies so. Kom ons gaan lees 'n gedeelte in die Bybel waar daar 'n soortgelyke situasie homself voordoen. 'n Stilte. Kom ons gaan lees Johannes 11. Ek lees die eerste 6 verse saam. Die dood van Lazarus. 'n man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Die susters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê, Here, hy vir wie u lief is siek. Toe Jesus dit hoor, het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. Nadat hy dit gehoor het, dat Lazarus siek is, het hy egter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Jesus hoor Lazarus is siek en hy wag. 2 dae lank. Geen beweging, geen antwoord, stil sweye. En dan sterf Lazarus. Maria en Martha verstaan dit nie. Hulle sê, as u net hier was. Klink dit nie bekend nie? Hoeveel keer voel ek en jy nie so nie, as u net hier was? Jy bid, jy wag, jy hoor niks. En ons ken daardie soort stil sweye. Wanneer jy bid en dit voel soos 'n voice note wat niemand luister nie. Jy stuur jou woorde hemel toe, maar daar's net stilte. Jy wonder, hoekom antwoord God my nie? Het hy my geïgnoreer? Of erger, het God dalk van my vergeet? Dis nie net stil nie, maar stil. En dan begin jou hart vra, Here, het u my regtig vergeet? Maar hier is die waarheid. Stil sweye is nie stilstand vir God nie. Net omdat dit lyk of niks gebeur nie, beteken nie God is onaktief nie. Jesus het nie vergeet van Lazarus nie, maar hy het amper iets geplan. Hy was besig om iets groters voor te berei. Hy het nie gekom om 'n siekte te genees nie, maar hy het gekom om 'n graf oop te breek. 'n Wonderwerk wat hulle nooit sou sien as hy te gou opgedaag het nie. Dit is soos 'n saadjie wat 'n mens in die grond plant. As die saadjie geplant is, lyk dit stil, daar's nie 'n geluid nie. Maar onder die oppervlak is daar lewe aan die beweeg. Party wonderwerke groei net in stilte, of eerder stil sweye. Miskien is jy vandag of in hierdie seisoen in jou lewe
in so stil sweye. Jy wag, jy hoor niks, jy sien niks. Maar onthou, stil sweye is nie stilstand vir God nie. God se stil bly beteken nie, hy is ver weg nie. Dit beteken dalk net, hy is besig, hy is naby. En hy wag vir die presiese oomblik om jou Lazarus in jou oomblik wakker te maak. God se stil sweye is nie stilstand nie. Mag jy in jou lewe iets beleef van God wat aktief werk, selfs in jou stiltes. Kom ons bid saam. Here, ons verstaan nie altyd u stiltes nie, maar ons kies om u te vertrou, want u werk selfs wanneer u stil bly. Vorm ons geloof in die stil sweye. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, deel hierdie evangelie met ander. Dalk het iemand net nodig om te hoor dat in sy stil sweye wat hy beleef, sal besef, dis nie vir God stilstand nie, maar dat God aktief besig is om in die stilte te werk aan ons geloof. As dit moontlik is, sal ons dit waardeer indien jy 'n bydrae kan maak. Dit sal ook verskyn aan die einde van die video deur SnapScan of 'n EFT, net sodat ons hierdie bediening in die toekoms ook kan voortsit. Ek wil graag hê dat indien dit moontlik is, luister gerus na die liedjies op YouTube Music of Spotify, The Waymaker. Dis nogal mooi gesê, even when I don't see it, you are working. Dis van die woorde daarin. En dan Joshua na die reën, stil bly is genade, of Retief Burger, ek wag op u. Mag jy 'n wonderlike Sondag hê, en mag jy iewers vandag, so in die stilte, as die kinders dalk vir 'n oomblik besig is, stilletjies verdwyn, en net onthou dat God in die stilte teenwoordig is, en dat sy stil sweye nie noodwendig stilstand is nie. Tot 'n volgende keer.